Ek is Angelique Jacobs en die aand van die ongeluk het ek vir David 'n WhatsApp gestuur en vir hulle gevra wat maak hulle die aand, wat gaan hulle doen? En hulle het gesê hulle wil gaan braai by 'n vriend en hulle het aangebied dat ons saam gaan. Hulle het hier gestop. Ek en my vriend het nog in die kar geklim. Hulle het nog albei uitgeklim, vir my 'n drukkie gegee. Hulle het gesê hulle is lief vir my. Ons het ingeklim, die kar het gevrek en David se sê ding is as jy met my speel. En hy het dit gesê en ons het nog almal gelag en Christian het nog jokes gemaak. En ons het gery en ek het my kop heeltyd gestamp teen die dak en Want jy het op sy skoot gesit. ja, op Christian se skoot gesit. En ons het toe daar by $9 gekom en my vriend wat agter gesit het, Adrian, het toe vir my iets gesê van sy foon in my handsak. En toe ek omdraai, toe sien ek nie die ligte. Maar ek het nie geweet dit gaan omstamp of iets nie, want dit is ligte, hy moet stop, is rooi lig. En terwyl ek nog besig was om te hoor wat hy sê, toe is dit net 'n slag. En wat ek net kan onthou is ek het my kop baie kere gestamp en ek het nog gekeer dat hy nie weer die ry vlieg nie. Want ek het so gevoel. En toe ons gestop het ek die deur probeer oopmaak en dan kon hy die deur oopkry. En toe het 'n ander man gekom en hy het die deur oopgemaak. Toe het my foon geval, toe steel hulle nog my foon. En hulle het my neergesit want ek het gekla oor my nek. En toe kom Christian se broer Theodor aan en hy het toe na my toe gekom en hy het toe gesê wat het gebeur. En ek het net begin huil. Ek het toe in die kar gaan sit, in hulle kar. Ons het gery om hulle oom te gaan haal. En toe ons terugkom, toe is daar polisie en daar's baie mense. Ekskuus. En ons baie mense wat daar gestaan het en hulle wou eers nie dat ek deurgegaan het nie. Toe sê ek vir hulle, luister hier, dis my vriende, ek was saam in ongeluk gewees. En toe het ek het nog voor die kar gestaan en ek het gekyk en ek het nie vir Christian gesien nie. Ek het nie sy gesig gesien nie. En toe het ek begin stres, want waartoe is hy nou? Daar's nog nie ambulanse nie, waartoe kan hy gaan? En ek het geloop. En ek het op die hoek gaan staan en ek het gesoek. En ek het hom nie gekry nie. En toe die ambulans daar aankom, toe vra hulle vir my, waar is daar mense wat beseer is? Toe het ek gesê, al 3 van hulle wat in die kar lê is beseer, want hulle is uitgepaas, hulle word nie wakker nie. En toe hulle by die agtersiet kyk, toe is Adrian het baie seer gekry. Hy het baie seer gekry. En hulle het sy nek gestit en toe hulle hom uithaal, het hy so aaklige geluid gemaak. En toe het ek net begin huil. En toe het ek net vir hom gesê, jy sal okay wees, jy sal okay wees. En hy wou gehad dat ek nou saam met hom hospitaal toe gaan, maar ek kon nie gaan nie, want ek was enigste een wat 'n verslag kon gee. Toe die eerste nommer wat in my kop ingepop het, was een van sy vriende in Duine. En ek het hom gebel en ek het vir hom gesê, hy moet asseblief net saam met hom hospitaal toe gaan en vir sy ouers laat weet, want ek kan nie, want hy het my foon gesteel en ek is nog baie in mekaar. Hy het toe gekom, hy het toe saam met hom gegaan en toe het hulle na my toe gekom en toe het hulle vir my gesê dat David oorlede is. En ek het toe nog steeds, ek het Christian, ek het hom nie gesien. En toe staan sy ouers, sy pa en sy broer by die kar. Toe gaan ek na hulle toe sê ek is baie jammer oor David, maar wat van Christian? Toe sy ook oorlede. En ek het toe net gevoel ek moet nie meer al wees nie. Toe gaan ek na my een vriend toe wat daar was wat in die GPF is. Toe vra ek vir hom kan hy my huis toe bring. Toe check hulle my eers en alles, toe hulle gesê ek moet net rustig wees en ek moet asemhaal en hulle het my toe huis toe gebring en toe ek by die huis kom toe is dit asof ek nie weet wat ek moet doen nie. Ek het gehuil, ek het gesit en dan wil ek net opstaan en teruggaan. Dit is asof ek voel ek los hulle daar en ek weet hulle is nie okay nie. En dit is wat gebeur het. Wanneer het jy hulle gesien toe hulle na hulle dood is? Toe ek voor die kar gestaan het en ek het nog na David se kant toe gegaan. En ek het net gesê, Chopper word wakker. Jy is net uitgepaas, jy gaan okay wees, word net wakker. En ek het gekyk, nie asem gehaal nie en toe breek ek net. Ek het toe daar gestaan en toe kyk ek net vir hulle. En toe het ek weer gesien toe hulle toegooi met die silwer lappie ding wat hulle het en dit is die laaste wat ek hulle gesien het. Sjoe. Wat sal jy vir iemand sê daar buite wat onverskillig ry? Hulle moet oplet toe hulle ry. In die eerste plek moet hulle nie so vinnig ry. Maak nie saak wat, dit is nog steeds, hulle moet oplet. En hoe hulle moet dalk probeer stop het. Hulle moet kyk hoe hulle ry, enigiets kan gebeur. Al ry jy stadig, mense moet net baie oplettend wees.
Want enigiets kan gebeur en dan word daar onskuldige mense se lewens gevat en dan is daar mense wat met die skade sit vir die res van hulle lewe. Om te weet hulle het of 'n kind verloor of 'n baie goeie vriend of vriendin verloor en jy kan niks daaraan doen.